dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes. Groete in die mooie naam van ons Koning Jesus Christus. Ek wil vir julle sê baie welkom by ons program op Kruiskyk. Ek is Pastor Ricardo, die host vir hierdie volgende 25 minute. Prys die Here Jesus Christus, waar ons weer gaan deel uit die woord van die Here uit. Amen. Ek wil praat vandag rondom wat die Here Jesus vir ons gekom doen het aan die kruis. Toe die Here vir ons gesterf het en toe die Here afgedaal het na die onderste dele van die aarde en toe hy opgestaan het. Wat het gebeur? Prys die Here Jesus. Ons gaan vandag daarvan praat. Kom ons gaan na die woord van die Here in die boek van Romeine 6. Boek van Romeine 6. Die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. Dit is die opskrif. Hoofstuk 1 sê, Romeine 6 hoofstuk 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dan saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat die ou mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Christus Jesus, onze Here. Vers 12 sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikheid gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle liede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend gemaak is, en julle lede as Christus, en julle lede as werktuie van Christus, van geregtigheid in die diens van God. Vers 13 sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend gemaak is, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Kom ons sluit die oë. Onse God en hemelse Vader. Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus. Here, kom nader ons die troon van genade. Vader, ons gee aan u die eer, ons gee aan u die prys, die aanbidding, my God, dit kom u toe, Here, want u genade is vir ons meer as genoeg. Ons dank u, my God, dat u op die regte tyd vir die goddelose gekom sterf het. Ons dank u, my God, Here, dat u ons gekoop het, my koning, Here, nie deur silwer of deur goud nie, maar deur die kosbare bloed van die lam. Ek dank u, my God, Here, dat u ons gereinig het van alle sonde, alle ongeregtigheid, en ons gewas het met die bloed, Here, sodat ons die troon van God met alle vrymoedigheid kan nader, om op die regte tyd gehelp te word, en daarom kom ons, Here, na u toe, omdat ons erken dat sonder die Here is alles te vergeefs, Vader. Ons dankie vir u reddende genade, Here. Ek bid, my koning, Here, waar hierdie uitsending na geluister sal word, bid ek, my God, Here, dat iemand se harte, Here, getransformeer sal word, want u sê in die woord, word geverander deur die vernuwing van julle gemoed. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Prys die Here Jesus Christus. Kom ons gaan dadelik na die woord van die Here. Die Bybel sê in die boek van Romeine, die opskrif daar is, hy sê die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. Dit laat my dink aan 'n skrif in die boek van Genesis, nadat Kain vir Abel doodgemaak het, en die Here sê vir Kain dat die sonde
Hy lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Maar jy moet daaroor heers. Prys die Here Jesus. En dis wat die genade van God vir ons gekom doen het. Sonder die Here Jesus Christus kan jy nie weerstand bied teen die sonde nie. Maar in die genade van die Here, as jy die Here Jesus geaanvaar het as jou persoonlike saligmaker en jy het hom aangeneem in jou lewe, prys die Here Jesus, ontvang jy die genade van die Here Jesus Christus. En wat maak die genade? Die genade kom bekragtig jou om die sonde te kan weerstaan. Daarom sê die woord van die Here in die boek van Genesis, hy sê dat die sonde, hy lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En sonder die genade van die Here is dit onmoontlik om oor die sonde te heers. Dit is onmoontlik, want dis wat die genade kom doen. Die genade kom bekragtig jou om weerstand te kan bied teenoor die sonde. Prys die Here Jesus Christus. So in ander woorde, sonder die genade van die Here kan jy kan nie weerstand bied teen die sonde nie. Jy kan nie die duiwel weerstaan nie. Die woord van die Here sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Sonder die genade van die Here is dit onmoontlik vir die mens om die duiwel te kan weerstaan. Want wat die Here Jesus gekom doen het, hy het ons gekom bekragtig om die sonde te kan weerstaan. Daarom sê die woord van die Here, hy sê, want die wet van die gees van die lewe het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Prys die Here Jesus Christus. So in ander woorde, wat onmoontlik was voor die Here Jesus, voor die Here vir ons gesterf het, is nou moontlik in die Here, nadat die Here vir ons gesterf het. En wat is moontlik? Dis om die sonde te kan weerstaan. Prys die Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike bekragtiging wanneer jy in die genade van die Here staan. En die Bybel sê dat die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar dit verlos ons van die heerskappy daarvan. So in ander woorde, iemand wat onder die genade van die Here is iemand wat nie kan moeswillig sondig nie. So in ander woorde, iemand wat onder die genade van die Here is iemand, prys die Here Jesus Christus, wat die sonde kan weerstaan. So in ander woorde, dit is onmoontlik, ek kan amper sê, dit is onmoontlik om te sondig, wanneer jy onder die genade is. Onder die genade van die Here is dit onmoontlik om te sondig. Ons weet, ons is vleeslik verkoop onder die sonde. Die woord van die Here sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, maar ons word gered deur genade. Prys die Here Jesus, en dis wat die Here vir ons kom doen het. Daarom sê die woord van die Here, hy sê dat die reddende genade het aan ons almal kom verskyn. En ek glo dat hierdie program is weer 'n verskyning van sy reddende genade. Prys die Here Jesus Christus, want die Bybel sê dat die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Prys die Here Jesus. So in ander woorde, iemand wat tot redding gekom het, wat nog steeds in sonde lewe, is iemand wat nie onder die genade is. Want die genade het jou gekom bekragtig om die sonde te kan weerstaan. En dis wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Ek wil vir iemand vandag sê, prys die Here Jesus Christus, sonder die Here is het onmoontlik om die duiwel te kan weerstaan. Maar dis wat die Here Jesus gekom doen het, hy het ons gekom bekragtig, toe hy aan die kruis gesterf het, toe hy sy lewe vir ons afgelê het. Die woord van die Here sê, hy het gegaan na die onderste dele van die aarde, en die evangelie gaan verkondig, en hy het opgestaan. Die Bybel sê, hy het gesterwe ter wille van ons sondes, maar hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. En dis wat die vraag inkom, wat baie mense mee sit. Ek weet, julle het dit miskien al gehoor, waar mense praat van, dit is onmoontlik om jou redding te verloor. Is onmoontlik om jou redding te verloor. Is onmoontlik. Ek sê, jy kan nie jou redding verloor nie, maar jy kan dit weggooi. En dis wat ek vandag wil doen. Ek wil vir u bewus maak, en ek wil u bemoedig, om te sê, moenie die genade van die Here weggooi nie. Moenie dit wat die Here vir jou gedoen het, weggooi nie. Moenie jou lewe, prys die Here Jesus, in van so 'n lewe
dat jy geen, dat het lyk dat jy het geen doel op aarde nie. Maar die Here het 'n plan vir jou lewe. Prys die Here Jesus Christus. Hy sê dat die gedagte wat ek aan gaan die jou koester is gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Die Here het 'n uitgewerkte plan, maar daardie plan is net beskikbaar of daardie plan is net accessible wanneer jy onder die genade van die Here is. Wanneer jy die Here Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker. Halleluja. Dis wanneer jy access het tot die plan van God vir jou lewe. Prys die Here Jesus. Van die woord van die Here sê, ek hou van die skrif, eintlik van die opskrif. Hy sê dat die genade is geen vrybrief vir die sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. So in ander woorde, iemand wat onder die genade is iemand, prys die Here Jesus, wat nie kan, die moment wanneer iemand onder die genade is, en daardie persoon sondig, of daardie persoon continually lewe in sonde, dit beteken dis iemand wat wil sondig. Want onder die genade, die Bybel sê, dit is nie 'n license om te sondig nie, maar het verlos jou van die heerskappy. Wat beteken, jy is nie meer onder die controle van sonde nie. Jy is nie meer onder die controle nie, maar die Here het jou kom vrymaak. Daarom sê die woord van die Here, as Christus ons vry gemaak het, dan is jy waarlik vry, prys die Here Jesus Christus. En daarom wil ek iemand vandag bemoedig, geniet jou vryheid in die Here. En laat jy nie onderbring die begeerlikheid van die wêreld nie. Want die woord van die Here sê dat die gedaante van hierdie wêreld gaan verby, maar die wat die wil van God doen, bly vir ewig. Prys die Here Jesus Christus. Kom ons gaan weer terug na die skrif toe. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Is onmoontlik om die sonde af te sterf. Wat beteken wanneer jy vir die sonde afgesterf het? Hy sien die verskil wat 'n mens moet verstaan. Jy moet verstaan, wat is 'n sondaar en wat is dit om te sondig? Is nie almal wat sondig wat 'n sondaar is nie. Maar dit sê ook nie, dis nie almal wat geheilig is wat nie kan sondig nie. Solank jy nog hier op die aarde is, gaan jy nog kan sondig. Maar dit sit jy nie in die kategorie van 'n sondaar nie. Want 'n sondaar, wanneer ons sê dat, want iemand wat 'n sondaar is, dit praat van 'n natuur. Dis hoekom as jy nie die Here Jesus in jou lewe ingeneem het, is daar geen goeie daad wat jy kan doen, wat jou die koninkryk van God kan laat beerwe nie. Daar is geen daad wat jy kan doen. Dis hoekom, daar is ewen geen goeie daad wat jy kan kwalifiseer om die koninkryk van die hemel te beerwe nie. Dit is net wanneer jy die Here Jesus Christus in jou lewe aangeneem het. Die woord van die Here sê, hy wat die Here Jesus bely met sy mond en met sy hart glo, hy sal gered word. So in ander woorde, daar's niks wat jy kan doen om die koninkryk van die hemel te beerwe nie, maar wat jy kan doen, is om die Here Jesus te bely en met jou hart glo, dat God hom uit die dood het opgewek het. Die woord van die Here sê, hy het gesterwe ter wille van ons sondes, en hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Die straf wat op ons was, het hy op hom geneem. En daarom wil ek iemand vandag vra, prys die Here Jesus Christus, waarom wil jy sterwe, terwyl jy kan lewe? Waarom wil jy verlore gaan, terwyl die Here Jesus vir jou gesterf, terwyl die Here die prys vir jou gebetaal? Waarom wil jy self die prys betaal? Van dis wat die mens eintlik sê, wanneer die mens nie die Here Jesus in sy lewe wil aanneem nie, dat ek wil vir my eie sonde sterwe. Ek kan vaar nie wat Christus vir my gedoen het nie, maar ek wil vir my eie sonde betaal. Dat jy hoef nie te sterwe, terwyl die Here Jesus alreeds vir jou gesterf het. Ek weet dat julle seker al gehoor al, dat mense sê dat die Here hoor, luister nie 'n sondaar se gebed nie. Maar ek is vandag hier om vir u te sê, dis een van die goed wat God gedoen het in Christus. Dis een van die goed wat God gedoen het in Christus. Die rede hoekom God nie gerespond het op die gebed van die Here Jesus toe in die kruis hang,
toe hy sê, my God, waarom het u my geverlaat? Die rede hoekom daar geen respons is nie. Want because sodat God vir jou, in die tyd wat jy nie die Here ken nie, in die tyd wat jy hom geverlaat het, sodat hy vir jou kan antwoord. Dis hoekom God nie gerespond het nie. So in ander woorde, die Here, die straf wat op ons was, alles wat daar die straf inbesluit het, die Here Jesus op die kruis gedra. Dit was die woord van die Here sê dat die skuldbrief wat in sy insettinge ons vyandig was aan die kruis vasgenaal en uitgewis. Prys die Here Jesus Christus. Dis amper soos wanneer iemand na jou toe kom en hy betaal al jou skuld en hy sê vir jou dat jy skuld niks meer nie. Al wat jy moet doen, jy moet net aanvaar. Jy moet net aanvaar dat die prys al reeds vir jou gebetaal is. En wat ons doen wanneer ons die Here Jesus Christus as ons persoonlike saligmaker en ons lewe wil aanneem, wat ons eintlik sê, dat ek aanvaar die prys wat die Here Jesus vir ons gebetaal het. Maar ek wil vir my eie sonde betaal. Ek wil my eie prys betaal. En die Here Jesus het dit so maklik. Die Here, jy sien, omdat jy gebore is 'n sondaar. Omdat jy gebore is 'n onregverdige. Was daar niks wat jy kan gedoen het om 'n regverdige word. Daar is geen regverdige daad wat die mens kan doen om hom te bring as regverdige nie. Daarom het die Here Jesus gesê, dus toe die jongman van die Here sê, goeie meester, toe sê die Here Jesus vir hom dat niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Want voor daai was die prys nog nie gebetaal nie. Maar nadat die Here Jesus gesterf het en opgewek is, dis toe die prys gebetaal het. Maar wat ek van praat is dat wat God vir ons gedoen het. Hy sien so in ander woorde, omdat jy gebore is 'n sondaar. Almal is gebore sondaars. Die Skrif sê almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heiligheid van God en is word gered uit genade sonder verdienste. Dis iets wat ons nie verdien nie. Daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Prys die Here Jesus. Al wat ons kan doen is om die Here Jesus te aanvaar. Is om hom te confess met ons mond, is om die Here Jesus te bely en te glo in ons harte dat God hom uit die dode opgewek het. En wanneer jy dit gedoen het, wanneer jy wedergebore is, prys die Here Jesus. Nou is jy die regverdige van God. Nou sien God jou nie meer aan die sondige persoon as wat jy gewees het. Wanneer die Here God na jou kyk, dan sien hy Christus Jesus. Hy sien die regverdige. Hy sien die een, prys die Here Jesus, wat gereinig is, wat geheilig is, wat gewas is met sy bloed. Daarom sê die woord van die Here, hy sê welgeluksalig is die man aan wie die Here die ongeregtigheid nie meer toereken nie. Hy sê welgeluksalig is hulle wie se ongeregtigheid vergewe en wie se sonde bedek is. Prys die Here Jesus. Hy sê welgeluksalig is die man aan wie die Here die ongeregtigheid nie meer toereken nie. Dit is onverdiende genade. Wat die Here Jesus vir ons gedoen het, is onverdiende genade. En daarom, wanneer jy iemand sien wat in sonde lewe, of wat in 'n situasie is, waar jy kan sê, joh, maar dit is reg dat die wil van God het vir hierdie persoon se lewe nie. Moenie daardie persoon beoordeel nie. Want die Here Jesus het geweet dat vir wat jy gedoen het en wat jy gaan doen, die Here het jou klaar vergewe. Die Here het jou klaar vergewe. Daarom sê die woord van die Here, hy sê dat God het in Christus die wêreld met homself kom versoen, om so hulle misdade nie meer toe te reken nie. So in ander woorde, julle het seker gehoor al mense sê, dat die Here gaan straf. Julle moet nie dit doen nie, die Here gaan straf. Nee, ek wil vir iemand sê, die Here straf niemand nie. En die Here gaan ook niemand straf nie. Ons verstaan dat die Here tugtig die wat hom liefhet. Die Here tugtig die wat hom liefhet. Soos 'n vader sy seun tugtig. Maar die Here straf niemand nie. Want die hele straf wat ons moet gekry het vir dit wat ons doen en vir dit wat ons gaan doen, was op Christus. Die woord van die Here sê, die straf wat op ons was, het hy op hom geneem. So in ander woorde, God gaan niemand meer straf nie. God het Christus gestraf vir my en vir u. Maar wanneer iemand 'n ding doen,
'n verkeerde ding. Die woord van die Here sê, net wat die mens saai, dis wat die mens maai. So in ander woorde, jy kan nie verwag om leed aan anders te doen, en jy gaan dit nie terugkry nie. Jy kan nie verwag om ongeregtigheid te saai, en jy gaan nie ongeregtigheid maai nie. Jy kan nie verwag om partyskappe te saai, en jy gaan nie partyskappe maai nie. Jy kan nie verwag om 'n lelike gesindheid te saai, en jy gaan nie 'n lelike gesindheid maai nie. Want because hy die Here God straf niemand nie. Dit is wat die mens saai, wat die mens maai. Hy wat dood saai, gaan dood maai. Maar hy wat lewe saai, sal die ewige lewe maai. Prys die Here Jesus Christus. Die Here God gaan niemand straf. Die straf wat op ons was op Christus gesit. En die Here Jesus het daardie straf gedra. Ons hoor mos mense sê dat die Here gou straf. Nee, die Here gou nie straf nie. Die Here gou nie straf nie. Maar wanneer jy 'n kind van die Here is, dan tugtig die Here jou soos 'n vader sy seun liefhet. Prys die Here Jesus Christus. Maar ek wil vandag vir iemand aanmoedig. Aanvaar wat die Here vir u gedoen het. Die Here Jesus sy lewe vir ons afgelê op die kruis. Die Here Jesus het homself, die woord van die Here sê, het op die regte tyd vir die goddelose, vir die wat godloos is, en hy gekom sterwe. Die Here Jesus sê, hy sê self dat die geneesheer het nie die gesonde nodig nie, maar die wat ongesteld is, die wat siek is, die wat in sonde is. Die Here het gekom vir jou. Die Here het gekom vir jou wat sit binne 'n situasie wat jy voel, jy kan dit nie los nie. En daar's baie mense daar buitekant wat sit met die mind dat ek moet eers reg is, dan kan ek kerk toe kom. Ek moet eers reg is, dan kan ek die Here dien. Nee, jy moet nie eers reg is nie. Die Here Jesus gaan jou reg maak. Hy sien die Here nie vir sy disippels gesê, julle moet eers reg is, voor julle van my kan volg nie. Al wat hy gesê het is net, volg my. Volg my. Volg my. En dis sometimes wat 'n mens moet doen. Sê net vir hulle, volg my. Stap die pad saam met my. Loop saam met my. En ek het gesien, prys die Here Jesus Christus, hoe die Here mense op kan rig. Hoe mense die Here beginne dien, net om die pad saam met jou te stap. Sonder om vir hulle te sê, jy geweet, daar's mense wat vandag die Here dien. En niemand het vir hulle gesê, jy moet jou bekeer. Al wat ek gemaak het, ek het net gesê, volg my. Stap saam met my. En dis wat die Here wil doen. Die Here wil hê, jy moet die pad saam met hom stap. Ek wil vandag met iemand praat wat nie die Here ken. Stap die pad saam met die Here. Kom na die huis van die Here toe. Moenie by die huis sit nie. As jy die Here Jesus het vir jou gesterwe. Vir jou wat in drugs is. Vir jou wat vasgevang is in drank. Die Here Jesus het gesterwe vir jou. Wat vasgevang is. Whatever jy in vasgevang is. Die Here het vir jou gesterwe. En die Here wil jou red. Daarom wil ek vandag 'n gebed doen vir iemand. Ek wil hê jy moet saam met my bid. Vader, in die naam van Jesus. Here, kom na u toe. Ek neem u vandag aan as my persoonlike saligmaker en redder. Here, ek het gesondig. Ek is 'n sondige mens. Maar ek vra u vandag, neem my aan, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën u. Tot die volgende geleentheid. Shalom. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.